Alright, so ons gaan begin met die boek van Handelinge. Is julle almal oop by Handelinge 1? Die wat wil saam lees. Goed, so dis nie baie moeilik om te weet wie Handelinge geskryf het nie, want dit staan daar. Lukas het Handelinge geskryf. OK, dan begin hy in vers 1, die Handelinge. So, ek hoef nie vir julle baie geskiedenis te gee nie, want hy volg nogal in die Bybel soos wat hy loop. Maar julle weet waar Handelinge vandaan kom, jy kry jou evangelies, en dan word Jesus gekruisig, en met sy opstanding, en dan die volgende boek is 'n Handelinge boek. OK, waar Jesus dan nou gaan opvaar hemel toe. Right, so Lukas het ook Handelinge geskryf, en ons weet dit, want hy sê, in vers 1, sê hy die eerste verhaal, Theophilus. Nou wie weet wie Theophilus was? Dit was Lukas. Nee, daar's 'n paar, nommer 1, die eerste ding wat mooi is, laat ek net vir julle die eerste vers lees, dan gaan jy beter verstaan. Die eerste verhaal, Theophilus, so Lukas skryf aan hom, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en begin leer het. So waarvan praat hy? Getuig van Jesus. Hy getuig van die boek Lukas. Hy sê die eerste keer toe ek vir jou geskryf het. Nou jy kan in Lukas gaan kyk. Staan Lukas, die eerste vers van Lukas, aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, so hy skryf Lukas ook aan hom. Ja. Alright, so daar's 'n paar teorieë, maar die mooi ding is dat sy naam beteken liefhebber van God. Theophilus beteken liefhebber van God. So hy sê, wie's liefhebber van God? Ek is 'n liefhebber van God, so hy kan vir my ook skryf. Nou, alright, maar hulle reken, en dit staan nie eintlik eers dat ek dit so in die geskiedkundige boeke kan kry nie, maar hulle reken, hulle sê in die ou tyd was 'n dokter. Onthou Lukas was 'n dokter. Ons weet dit, jy kan dit vir jou daarby skryf. Dit staan in Kolossense 4 vers 14. Praat hy van Lukas die geneesheer, né? So Lukas was 'n dokter, ons weet dit vir 'n feit, dit staan in die Bybel. Maar in daai tyd was 'n dokter nie soos in vandag se tyd 'n ryk ou wat baie geld maak, 'n hoë aansien pos nie. Dit was deel van die staf van 'n huis. So 'n ryk ou sou in sy staf, in sy personeel, sou hy 'n dokter gehad het wat na sy welstand omgesien het. En hulle reken dat Lukas was 'n dokter in die huis as 'n werker vir Theophilus. En Theophilus het ook op 'n manier tot bekering gekom en vir Lukas gerelease om saam met Jesus te beweeg. Okay. Kom Lukas soveel mediese inligting in sy boek gee. En sy evangelie gee, Ja. Hy verduidelik goeders baie meer feitelik, ja. Hy het 'n baie meer punsgewyse feitelike brein, Lukas. Alright, so hy skryf dit aan Theophilus en dit beteken liefhebber van God. Okay. En wat ook interessant is in die eerste vers wat jy moet nie jou oorslaan nie, is dat hy skryf wat hy opgestel het in Lukas. So hy het in die evangelie Lukas het hy geskryf oor wat Jesus gedoen en geleer het. Alright, so dis net belangrik om te weet, 'n ou wat leer moet kan doen ook. Want Jesus het gedoen en geleer. Hy sê dit pertinent so. Tot op die dag, is 'n lekker opsomming hierdie hoor. Tot op die dag dat praat hy van Jesus opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Alright. So as hy die apostels uitgekies het, het hy vir Judas Iskariot uitgekies. Hy het. Okay. Alright. Ons gaan nou heelwat oor dit ook praat vandag. En dan vers 3, aan wie hy, wat Jesus is, ook na sy lyde, nadat hy gelei het, om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Alright, so ek moes daai tydlyn net weer gaan double check het, want dit het vir my nou weer nie so baie sin gemaak nie. Mense vergeet dit altyd, maar julle weet, Jesus is gekruisig, en hy is af paradys toe. Hy was 3 dae in die graf. Toe het hy opgestaan uit die dode. Toe het hy vir 40 dae op die aarde geloop. Okay. En toe is hy
was dit die hemelvaart, toe sy op hemel toe, en toe moes hulle in die bokamer gaan wag, die apostels en die disippels, almal, weet ons wat is die verskil tussen 'n apostel en 'n disipel? 'n Apostel was 'n ooggetuie, 'n apostel was 12, hulle was 12 saam met Judas 13, maar ek bedoel, daar was baie meer, maar hulle was die 12 wat gekies was op daai stadium, en daar's 'n checklist gewees vir wat, ons gaan dit nou lees, hulle moes ooggetuies gewees het, hulle moes die pad saam met Jesus gestap het, hulle moes hom persoonlik geken het. Hy moes hulle geleer het wat hy geweet het, dis die apostels. Dis hoekom baie mense sê, van iemand het nou daar vir my gesê, toe vra ek of kan ek vir hulle bid, toe sê die persoon vir my, sy sal laat haar apostel vir haar bid. Ekskuus, ek gaan nou daar, sy sal laat haar apostel vir haar bid, toe sê dit vir my vreemd, want eintlik was die 12 apostels, en die res van ons is disippels van die Here. Alright. So 'n apostel was een van die 12 gewees. Maar wat is my storie nou wat ek vir julle besig was om vir julle te sê? So toe het hulle bo in die bovertrek gaan wag en toe 10 dae later toe is die Heilige Gees uitgestort. Alright. En dis ook 'n gesprek wat ons kan hê is want die taal verskil geweldig oor die Heilige Gees wat by jou is, die Heilige Gees wat in jou is en die Heilige Gees wat oor jou kom. Okay. En in hoofstuk 2 kom die Heilige Gees oor hulle. So die Heilige Gees is by almal. Die Heilige Gees is freely available for everybody and anybody that wants to accept it. Or die Heilige Gees. Alright. So dan is die Heilige Gees by ons, oor ons, gee vir jou guidance, kla jou aan, weet jy wat, hierdie is nie reg nie, daai stemmetjie in jou kop, dit is die Heilige Gees. Maar as die Heilige Gees wat by jou is nie te sê jy gaan hemel toe nie. Jy het die Heilige Gees in jou nodig. Dit noem ons wedergeboorte. So wanneer jy vir die Heilige Gees sê, ek aanvaar u as my koning, ek ken die storie, en ek sê weer vir julle, as ek hemel toe gaan, na julle almal, en een van julle is nie daar nie, gaan ek dit baie persoonlik vat. Jy moet wedergebore wees. Ek gaan dalk die een wees wat oorpraat daar. Wat soek jy daai kant? Ek het vir jou hierdie ding verduidelik. Wedergeboorte is ongelooflik belangrik. Okay. So wedergeboorte werk so, jy ken die storie. Okay. Jy weet, Jesus het op aarde geloop vir 33 jaar, wat ook al die tydlyn presies daar is. Party sê 28 tot 33 daai tyd. Ons sê maar 33, né? Jy weet, Jesus is gekruisig. Jy weet, hy het opgestaan uit die dode uit. Jy weet, hy het opgevaar hemel toe. Jy weet dat die feit dat hy gesterf het aan die kruis, het gemaak dat hy die ultimate lamb is. Die offer was wat vir jou sonde versoening gedoen het. Okay, jy weet dit, maar glo jy dit? Goed, jy glo dit, alright, maar nou moet jy dit nog steeds kies om in daai koninkryk in te gaan. Want onthou, in die ou tyd, en dit is op grond van dit wat die Bybel geskryf en saamgestel is, was daar 'n koning wat 'n koninkryk regeer het. En jy kon gekies het, submit jy onder hom of nie. As jy onder hom submit het, hy nou jou gekyk. Hy het vir jou behuising gegee. Hy het jou nie doodgemaak nie, wat nogal great was. Maar as jy gekies het om nie in sy koninkryk te wees, was jy teen hom. Dan was jy daai koning se vyand. Alright. So ons moet ook net koninkryk lig kies. So jy gaan moet sê, Here, ek glo dat u aan 'n kruis vir my gesterf het. Ek glo dat u opgestaan het. Dankie vir wat u vir my aan die kruis gedoen het. Sal u asseblief my sonde met u bloed bedek? Sal u my sondes alles vergewe? Ek kies vandag om u die koning van my lewe te maak. Kom bly in my. Heilige Gees, kom dwel in my hart. Dis wedergeboorte. Okay. Party mense het datums. Party mense dink ek doen dit stuk per ongeluk, want ek kan partykeer sê mense vir my nee, maar ek kan sien hulle is wedergebore en ek kan hoor die Here werk met hulle. Maar jy moet seker maak iewerster het jy so 'n gesprek met die Here. Alraai, jy moet wedergebore wees. Dan leef die Heilige Gees in jou. Okay. Wat in Handelinge gebeur het, is die Heilige Gees het oor hulle gekom. Dis weer iets anders. Dit het meer te doen met jou roeping. So wanneer hy het in tale begin praat, byvoorbeeld hier, so nie in hemelse tale nie, hy het eintlik net in verskillende tale gebruik wat begin praat wat 'n baie mooi restaurasie was. Eintlik as jy dink aan wat by die toring van Babel gebeur het hulle almal verward geraak. So niemand kon mekaar meer verstaan het nie. Hierso was almal verskillende tale en toe verstaan almal mekaar weer. So dis eintlik baie mooi. Maar so dan het die Heilige Gees het oor hulle gekom
sodat hulle bruikbaar was vir God. Okay, so dit het meer te doen met jou roeping. Okay, so dis nou sommer on the side, Tannie Marley, Tannie kyk maar asof ek verkeerd sê. Ek stem absoluut met jou saam, maar ek dink aan iets wat ek eendag gehoor het van 'n Christenvrou wat in 'n Arabiese land onder ons in hierdie kasregisterdame gehad het. En dinge het begin lelik lyk. En sy bid toe, en skielik begin sy taal praat. Dus dit daai vrou se dialek. En dat sy vir haar mooi verduidelik in haar taal, weet jy eintlik presies wat dit is al heeltyd. So kyk net met die as jy jou Bybel lees, kyk waarvan praat hulle. Heilige Gees in jou, oor jou, want daar is 'n baie groot verskil. Okay, en maak Ons kan dit apart doen. Ek dink dit kom nou in hierdie hoofstuk gaan dit al kom, maar ek dink ek sal vir julle net die verskil sommer op die groepie sit dat julle hom het. Ek skat ek dalk nie die uitgesproke Bybelstudie gelees. Ja. Ek gee glad nie om. Weet jy wat ek kyk? Ek sê as jy kyk na Johannes 14. Johannes 14 vers 7. Dit is waar die verskillende Is alles daar in een, né? Ek gaan dit net gou lees want die video tel my op hierdie kant. Hy hoor jou nou nie. Ek gaan hom net gou lees want dit is baie interessant, dit is baie mooi. So vers 17, ek gaan van vers 16 af lees, né? En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie kan sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom en hy omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ja. Ja. Ek gaan hom lees, Johannes 20 vers 22, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Dit is soos wedergeboorte. En nou in Handelinge 1 vers 20, dan kom hy upon them, oor hulle, dan kom die Heilige Gees oor hulle. So dit is inderdaad so, die verskillende skrifte. En daai funksie van op ons is ons krag. Ja. Want dit sê jy kan inderdaad. Maar dan kan ek ons krag gee om te doen om die evangelie. Ja. Dit is wat ek sê. So wanneer hy op jou kom, wanneer hy oor jou kom, wanneer die Heilige Gees vir jou 'n krag gee, dan kan jy byvoorbeeld die gawe van genesing kry, want God wil dalk nou iemand red op 'n manier, of jy kan die gawe van geloof kry, gaan jy dalk, ek dink regtig, vir alles ek so baie karre hier buite sien, dan gee die Here my die gawe van geloof om nie te skrik om vir julle al hierdie goed te kom sê nie, want onthou ek is ook 'n mens net soos julle, ek berei voor, ek weet wat ek weet, maar daar's baie mense wat aanhou, so dit vat 'n bietjie ekstra guts om dit te doen. Dis nou weer die gawe van geloof. Dan kry jy die gawe van, noem vir my nog 'n gawe, tale. Party mense kan 'n gawe van profesie, gawe van uitlê van profesie. 'n Gawe van onderskeiding is 'n baie belangrike gawe. So dit is wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Maar ek wil regtig hê ons moet lekker in diepte daaroor gesels eendag. Ek sal net kyk, daar kan ons dit sommer al volgende week doen want dit gaan nou opkom. Maar dankie vir daai, dis presies die verse. Ja. Alright. So dit is 'n lekker Lukas begin hierdie ding en dan gee hy vir ons 'n lekker opsomming van waar hy nou vandaan kom. Jesus wat op aarde kom loop het, Jesus wat gekruisig is en dan kan ons nou verder gaan en aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, so hy het opgestaan uit die dode uit en deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Okay, so dis baie belangrik dat ons net moet weet dat daar eintlik baie getuies was. So die ouens wat wil sê dat iemand dit opgemaak het, kan nie eintlik nie, want daar was bitter baie getuies en dit staan in bitter baie geskiedkundige boeke. En as Jesus wat opgestaan het uit die dood uit 'n foefie was of 'n scam was en die Romeine was baie pertinent gekant daarteen en eintlik die Jode, eintlik veral die Jode, dan sou hulle mos nou gesê het oor Jesus se liggaam,
dan sou daar mos in die geskiedkundige boeke gestaan het, ja, maar hulle het Jesus se liggaam gekry, en dan sou die hele storie net daar gestop het. Maar niemand het sy liggaam gekry nie, want hy was lewendig. Ja. Okay, en dis 'n geskiedkundige feit. Okay, vers 4. En toe hy nog saam met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wat was die belofte van die Vader? Laat hy die Gees oor hulle gaan bring. So, daar's jou eerste, wat is die grootste, belangrikste ding in die kerk, is gehoorsaamheid. Hy het vir hulle gesê, gaan wag. Hierdie mense was in totale skok. Hulle het gedink, Jesus gaan kom en hy gaan die Romeine oorrompel en die Jode gaan weer in bewind wees en Jesus gaan hulle koning wees en Bob your uncle. Nou is Jesus dood. En okay, dit is 'n hengse gemors. Nou vaar hy op hemel toe, nou is hy weer weg. Nou sê hy vir hulle, okay, maar gaan wag. Kan julle net in hierdie ouens se skoene indink vir 'n oomblik? En weer eens was hulle gehoorsaam en hulle het gaan wag. So gehoorsaamheid en wag is 2 keypunte wat jy moet onthou in jou geloof. Wees gehoorsaam in die kleinste. My vers vir die jaar sê ek vir julle is he who can be trusted with little will be given much. Wat is little? Hy wat bereid is om elke oggend 'n halfuur vroeër op te staan om Bybel. En moet jou nou nie vir jouself verknies as jy nie 'n halfuur vroeër opstaan om Bybelstudie te doen nie, maar hy wat gehoorsaam is en in plaas van om 10 minute vroeër by die werk te ry, maar sit tot op die tyd, want dit is wat sy werksure is. He is faithful in little. Dis sulke goedjies, dan kan die Here mos sien hy kan jou in meer vertrou. Hy wat nie op sy foon is wanneer hy nie op sy foon moet wees nie. God kan sien, weet jy wat? Ek kan jou vertrou met klein goedjies. Niemand sien dit nie. Dan sal ek jou groter goed byvoeg. Dis 'n moraal. Okay, vers 5. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Vers 6. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van vir Israel weer oprig? Onthou, dit was hulle verwagting, né? En hierdie is 'n ding wat vir my baie gewig dra, veral in ons tyd, want ons is die heeltyd besig om te soek na dieper en nog en waarhede, en wanneer kom Jesus, en wanneer is die wegraping, en wanneer is dit, en hoor hoe antwoord hy hulle, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal nie. Alright, so stop dwelling there. Jou boodskap is Jesus. Dis nie sleg om kennis te hê van alles wat in die Bybel staan nie, en ons moet weet, maar moenie dwel op goed nie, en onthou net, as jy baie weet van die Bybel, en dis ook 'n sterk les wat ek in my lewe geleer het, jy weet, jy leer, jy gaan dieper in, jy kyk hierdie goed, want dit interesseer jou, en nou sê jy op een mooi dag vir iemand iets van, sê nou maar, die eindtyd, soos arme daar in die boot dan nou, na? Nou ek sê nou gou vir julle, na, daar was 'n hele lot mense wat nog net gereed is vir melk, en hy het hulle met chunks vleis gegooi, en ek dink nie dit was 'n slegte ding in die sin van, ek dink baie mense het gaan bietjie ondersoek instel. Ek dink die Here kan enige ding wat nie goed is nie ook ten goeie gebruik, en ek dink dit was positief in die sin gewees van, weet julle hoeveel mense het vir my gevra oor die wegraping, wat nog nooit in hulle lewe daaraan gedink het nie. En so ek dink daar was goed wat dit aanbetref, maar daar's 'n plek waar mense net melk kan drink, dan kan jy hulle nie gooi met chunks of meat nie, want hulle sal verstik. As jy 'n babietjie vleis voer, 'n stukkie steak vir 'n 3 maande oue baba, hy het nog nie tandjies, hy kan nog nie kou nie. So gee mense nie tyd om tande te kry. Alraai. Net die Vader weet, dis wat hy sê. Maar nou wat hulle hierso sê is, moenie te veel daaroor omgee nie. En as ons later, as dit so vir ons bestem is, dan sal ons weer bietjie kyk na die boeke van die, ek noem hulle sommer die klein pastore, soos Titus en Timoteus, en al wat hulle die heeltyd wat Paulus vir hulle sê, en wat hulle leer, is bly by die basics. Wat wil jy vir mense leer? Jy wil vir mense leer, Jesus is lief vir jou, Jesus het vir jou sonde gesterf, Jesus het gesterf, kom tot wedergeboorte. Kom ons kry jy dalk tot by dood. Jy wil die basiese goed die heeltyd vir die mense leer, jy hoef nie in hierdie diep
Ander vriendin het altyd vir my gesê, jy wil nou oor hierdie goed sommer net so lig praat, maar kerke skeer daaroor. So dis groot topics en dis nie van toepassing nie. Bly by die basics. Dis wat belangrik Maar dit is. is Jesus se groot bevel. Van aan een. Hij maakt discipelen. Gaan maak disippels van Al die my. naties. Ja. Leren, doop hulle in de naam van die Vader. Ja, leer hem als te onderwijzen dat we willen. Ja. En echt zeggen dat die mag je om alle handen op ziekes te nemen. Doe eens op de weg. Duivel zijn het. Ja. Net iets basies. Danica? Nou niet een. Bij nacht van een man in bed. Hij mijn hart als jij vanavond gaan zien, die wegdraagt, nou, die jou. Jij kan niet zien. Ek sal reg. Maak nou reg. Moenie wag nie. Moenie dink ek sal môre nog 'n kans sien. Moenie dink ag vandag is oukei, môre sal ek nou weer reg maak. Maak vandag reg. As jy dit reg maak met iemand, gaan maak reg nou met hulle. Want as jy vanaand gaan lê, jy het geen idee of jy môreoggend wakker word hier en of jy by hom kan wakker. Dis 'n ding wat baie keer dan kyk ons so uit na die wegraak en ek nou by die tyd moet voel. Ek kan nie wag vir die wegraak maar dan gaan almal saam. Maar dit is dalk nie almal se tyd. Dit is dalk vanaand of vanmiddag. Ja. So wees altyd gereed. OK. So vers 8. Maar julle sal krag ontvang, hoor nou mooi, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem. Daar kan jy ook agslaan. Jerusalem is waar hulle aanbid het. Dis waar hulle God ontmoet het eintlik in die Ou Testament, né? En in Judea, ook familiar grounds, praat ons nou spesifiek van die suidelike stam. Dis meer hulle kultuur en so aan. En in Samaria was weer waar die noordelike stam was op daai stadium. Dalk 'n bietjie meer oorloggedagtes as jy Samaria dink, dalk 'n bietjie meer afgodery. Onthou julle Jerobeam met die kalwers en die goeters daar aanbid. OK, maar hy praat met almal. So hy praat met, ek wil amper sê, sy mense, gelowiges, ongelowiges, en dan sê hy, sowel as die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. OK, so tot in Koster, so daar praat hy met die Gentiles, tot in by al die ander nasies. Alright, so hy sluit almal daarin. So oor wie gaan die Heilige Gees kom? Die Heilige Gees kan potensieel oor enige iemand kom. Alright, dis nie net vir die Jode nie. Dis baie ernstig. Hier staan, die Heilige Gees gaan na julle. So met ander woorde hierdie verduideliking van oor en in, dan is hierdie geskrewe moeilik om dan te verstaan. En ek het nou nog nie so baie mooi daarna gaan kyk nie, maar ek sal dit vir julle skryf eendag, maar dit lyk eintlik amper so iets. As jy 'n woord, so gees is ruach, ja? Nou ruach, dan sal hy byvoorbeeld ek kan nie nou nie onthou wat is wat nie, maar beteken iets en dan beteken iets en dan ek kan nie onthou wat die ander is nie, maar dis net dit wat verskil op daai woord. So daai ene kom net voor aan ruach. Daai ene kom net voor, dan beteken dit 'n pon of on of wat ook al. So dis regtig. Ek dink ook nie dit is baie maklik vir die ouens wat vertaal het as hulle nie Hebreëus baie goed geken het om die goed reg te vertaal nie. Maar as jy net 'n kolletjie, net een Jode of titel, uithaal dan beteken dit weer iets anders. dan beteken dit heeltemal iets anders. Ja, jou root sal dieselfde bly, maar hy kan byvoorbeeld dit van 'n werkwoord, soos byvoorbeeld koning kan koninkryk word of kan koningin word of so. Dit is Net 'n kolletjie. kan net ietsie wees wat verander. So dit is baie moeilik. Dis hoekom ek sê net altyd bly in goeie vertalings en cross-reference maar die hele tyd. En luister commentaries, want daai ouens wat dit doen, studeer die Bybel en hulle haal daai goed nogal uit. Hulle maak 'n mens nogal bewus daarvan, dan weet jy ten minste okay, nou moet ek bietjie gaan dieper delf. Alraai. Ja, maar dit is 'n moeilike ding. Ek hou van as ons vinnig vertalings kan praat, ek hou baie van die King James. Ek hou baie van die 53 vertaling. Ek dink die Amplified is 'n baie oulike Bybel. En dan op die Blue Letter Bybel.
op my foon is die Blue Letter Bible gedownload. Hy kan jy sommer direk na Hebreëus toe ook lees. Hy gee vir jou Hebreëse woord met 'n Engelse woord, Hebreëse woord met 'n Engelse woord. Dan kan jy jy kan op hom ook al die verskillende vertalings lees. Dan kan jy baie mooi. So gaan kyk net partykeer 'n bietjie dieper. Spandeer tyd in die woord. Dit is nogal waardevol. Ek wil net van die sin as samevatting lees. Die tema van die boek Handelinge Ja. is die vestiging, die uitbreiding van die kerk onder leiding van die Heilige. Onder leiding van die Heilige Gees. Net die tema Ja. onthou, dat wat ons behalve Ja. Ja. So waar Jesus in die vroeë in die evangelies was Jesus daar met hulle te praat. Toe het hy vir hulle die Heilige Gees gestuur. So die Heilige Gees So die Heilige Gees is nou so op 'n stadium gaan hulle lotte werk. En dis ook die laaste keer wat dit gedoen word, want dis hoe hulle op daai stadium geopereer het, want hulle het nie die Heilige Gees gehad. Nou as ons wil weet, kan ons met die Heilige Gees praat en hy kan vir ons sê. So ons opereer nou in die era van die Heilige Gees in die kerkera. Ons is regtig bevoorreg eintlik in die era waarin ons is. So ons is nie Jode nie, ons het nie die hele tyd al hulle persecutions en goeders nie, en hulle is die uitverkore volk, dit is so, maar ons lewe eintlik in 'n baie spesiale era waar die Here vir ons eintlik baie goed is. Ons moet dit regtig waardeer en die arme hulle het ook nie eintlik al hierdie skrifte gehad wat ons nou het nie. Ons kan nou mooi teruglees en mooi verstaan wat gebeur het. Ons leef regtig eintlik in 'n maklike God-era of goddelike era, laat ons kan weet. Ja, ek verstaan nie aldag hoekom almal nie dit verstaan nie, want dit staan in die Bybel, maar ons het dit tot ons beskikking. Okay, kom ons kyk gou vers 9 na. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. So daar's nou nog 'n merkwaardige punt. So dis letterlik die laaste ding wat Jesus gesê het. Nadat hy dit gesê het, die Gees gaan oor julle kom, is hy op hemel toe. Is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Vreemd, terwyl hulle dit sien, want hulle was ooggetuies. Merk daai woord. Hulle het dit gesien. Dit was nie net soos Moses wat opgegaan het op die berg en niemand het hom ooit weer gesien nie. Die apostels het so vir Jesus gestaan en kyk terwyl hy opgegaan het. Ja. Hulle het dit gesien met hulle oë. Ja. Dis hoekom hulle evangelies die goed wat hulle geskryf het so gesaghebend is, want hulle het dit letterlik met hulle oë gesien. Okay, so moenie daai woord mis nie. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou 'n wolk is ook 'n simbolies van God se heerlikheid. Nou en onthou, hy sien dit ook nou maar soos 'n wasem. So die goddelikheid het hom voor hulle weggevat, as jy dit nou so wil sien. Vers 10. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne met wit klere by hulle en sê: Galilea se manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Nou vra ek julle, as 2 engele langs jou staan, dink jy hulle weet nou nie eintlik wat het hier gebeur nie, maar hulle vra, waarom kyk julle op? So wat bedoel hulle eintlik? Die Heilige Gees is by julle, gaan aan. Kyk voor julle. Jy hoef nie op te kyk nie. Jy kan aangaan op die aarde, jy kan aangaan met die wêreld se goed. Dis nogal vir my mooi gewees. Opereer hier waar jy is. Nou? En die Galileese manne sê vir hulle, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel. Opgeneem is in die hemel, sal net so, kan ek net weer van vooraf begin. Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom in die hemel sien wegvaar het. Okay, en dit is profesie wat vervul is. Jy kan kyk in Daniël 7 kan jy gaan lees, ek dink vers 13, het Daniël dit 'n visioen gehad of 'n nagbeeld gehad. Ek dink eintlik dit was 'n droom geweest waarin hy dit gesien het. So dit is profesie wat vervul word hierso ook, hoor. Okay. Vers 12, daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. Okay, so jy kan gaan lees van 'n Sabbatsreis in Eksodus 16, maar 'n Sabbatsreis was nie ver nie, want jy was nie eintlik veronderstel om van jou huis af weg te gaan op die Sabbatdag nie. Alright. So eintlik wat hy hier sê is dit was nie ver nie, die Olyfberg was nie ver van Jerusalem af nie, né? En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boefretrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Okay? En dit is waarskynlik ook waar hulle die nagmaal gebruik het die laaste keer, na daai selfe boefretrek. En dan noem hy net hulle almal Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus
Jakobus, die seun van Alfeus en Simon, die ywerraar en Judas, die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Alright, so 'n belangrike ding om net daar op te merk, ek dink nie dit is in ons sirkel so van toepassing nie, maar Maria was tussen hulle gewees. Maria, Jesus se mamma, was tussen hulle, en sy het gebid net soos die res. Niemand hef haar op nie, niemand sê van nou af gaan ons, sy het saam gebid, saam met die res. Alright, so die Katolieke is daar verkeerd volgens ons Bybel, wat hulle ook lees, by the way. Alright. Daar's nou 11 apostels. Maar die 12de een is woord. Want hy het Jesus gesien. Jesus het aan hom verskyn. Want Judas Iskariot was die 12de een, Jesus gesien het, maar hy is dood. Hulle praat nog steeds later van 12 te sien. Maar nou, ek gaan... As kyk hulle kies ons sien, oor wie hulle sou gekies het, maar ek dink, dis Paulus, omdat Jesus so aan hom verskyn het, en omdat hy letterlik deur die Here so gebruik. So die rede hoekom Tannie Gail dit sê, is want op die einde van die dag is daar 12 plekke in Openbaring om die troon. Okay? So Tannie Gail sê, sy dink die 12de ene gaan Paulus wees. Maar ons gaan nou lees dat die 12de een herkies is. So ons kan nie, die Bybel gee vir ons die 12de een, so ons kan nie spekuleer nie. Ons nêrens in die Bybel staan. Waar die tafel sit, waar Judas sit. Dis eintlik nou voor hierdie deel waar Jesus opgevaar. Judas is nou weg. Judas was al weg gewees. Onthou in die is nou net weer geskiedenis na die en nou onthou nou, Judas Iskariot is uit die prentjie uit, nadat hy vir Jesus verraai het. Toe hy mos met die geld, en toe, maar ons gaan dit ook nou lees. Kom ons lees dit verder, ons gaan nou by alles uitkom. Okay, so nou staan Petrus op. Petrus gaan nou vir ons 'n preek gee. En wat interessant is, wat ons hier kan leer uit Petrus se lewe, is eintlik hoe baie hy geweet het. Want ek dink nie hy het nou gesê, okay, bring gou vir my die scrolls, ek gaan vir die mense iets leer nie. Hy het skrif aangehaal hier, so meer as een plek. Hy het die skrifte geken, hy wat Petrus is, né? En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone wat daar bymekaar was, omtrent 120. Alright, 120 mense wat daar was, en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was wat Jesus gevange geneem het. So nou hier begin hy met die geskiedenis van Judas en hoe Dawid wat gesaghebend is dit voorspel het. Okay. En in 'n geval maak hy net hier dat enige iets wat Dawid van tevore gesê het gesag dra. Ja. Want hy het Jesus uit die dood uit sien opwek en hy het Jesus sien opvaar. Hy is 'n ooggetuie, so wat hy sê dra nou gesag. Alright. Maar Petrus is nou nie Simon Petrus nie. Simon Petrus. Ja. Okay. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Alright. So ek wil net vir julle sê, Judas, die feit dat Judas vir Jesus verraai het definitief nie die appelkar omgegooi nie. Dit moes so gebeur. Dit moes so gebeur het, ek dink Judas was eintlik baie sterk gebruik om profeseë te vervul, want daar's profeseë al in die Ou Testament oor Judas wat dit gaan doen en presies hoe hy dit gedoen het. Maar dit het vir ons 'n baie belangrike waarde in die kerk ook vandag, né? Oor hoe ons ook maar vir mekaar kan lief wees en met mekaar geduld kan hê en as een ou oortree of verkeerd doen of die pot missit of wat ook al, God sal 'n volgende plan in plek stel. So jy kan net ontspan en doen gehoorsaam wees en wag wanneer jy moet wag en doen wat God vir jou sê om te doen. En wanneer iemand uit lyn uit is of wanneer iemand sê nou maar vir God verraai of hoe ook al jy dit nou wil stel, God sal dit plan B in plek sit en hy sal herstel. Alraai. Want onthou net ons is baie keer baie hard met mekaar ook maar in die kerk. Nou, en dit is nie Judas het soos al die Jode geglo
Jesus kom, gaan hy dan sy koninkryk en al die Romeine en almal verslaan en oorheers. Hy letterlik, want Iskariot was 'n ek weet nou nie die woord dan, maar hy was een van die ouens wat opgestaan het teen die Romeine en alles. En hy wil hê Jesus moet daar nou Oorlog. met ander dis hoekom hy hom eintlik verraai het, en hy wil hê Jesus moet nou sê, sodat julle almal plat en nou staan ek op as die koning. So ek dink dit was maar deel van God se plan ook, om so 'n persoon in Jesus se midde te hê, sodat die res van die Jode kon sien, dat sy koninkryk is nie van die aarde nie, dis 'n geestelike koninkryk. Dis 'n geestelike koninkryk, ja. En die feit dat Judas so 'n lang pad saam met Jesus gestap het, maar nooit bekeer was nie. Ja. Dis ontstellend, want mense stap baie keer 'n baie lang pad met God en dan is hulle nooit bekeer nie. Dan is hulle hart nooit werklik waar by God nie. Nou, onthou hy het saam met Jesus om 'n nagmaaltafel gesit. En hy het hom nog steeds verraai. Vers 18, kan ek kan? Jy praat van uit langsaam Jesus geloof. Daar's 'n gevaar dat mense volkstrots en jou Afrikaners wees. Jou godsdiens so vermeng kan raak soos by die Jode. Dat jy nie werklik die God van die Bybel aanneem, maar die God van my voorvader. Dit gebeur baie. En dit wat in Samaria gebeur het, dit wat ons vir mekaar gesê het. In Samaria het Jerobeam, wat toe hulle leier was, vir hulle gesê, ons aanbid nou hierdie kalfies en in Jerusalem, ons gaan nou nie meer daar aanbid nie. Hulle tempel is nou so, ons aanbid hier, die God is nou hier. En toe hulle dalk het 'n paar gedink, dis 'n bietjie weird, en naderhand het dit normaal geword en naderhand het almal dit gedoen en naderhand en dit is wat die woord ongeregtighede, iniquities. Dis waar daai ding vandaan kom. So jy bly die sondes doen van jou voorgeslag eintlik basies. Dis 'n baie gevaarlike ding wat jy eintlik moet breek, want dit is wat Romeine 1 ook byvoorbeeld sê. Dit is hoekom God party sondes toelaat. Hy sê, jy het die kennis. Jy het die Bybel. Jy kan nie een vir my sê jy het nie geweet nie, want jy het die Bybel. Jy kom in 'n kerk. So Jesus gee vir ons die voorreg om hom te kan leer ken. Jy kan nie kies om enige iemand in jou voorgeslag aan te hang of enige iets te doen want jou dominee sê so nie. Jy kan sê, my dominee sê so en ek beamoen dit uit hierdie deel van die skrif uit, maar jy moet ondersoekend wees en jy moet verantwoordbaar staan voor God. Jou dominee, jou pastoor gaan nie eendag in die hemel langs Jesus staan en sê, okay, kom ons laat hierdie enetjie maar deur getroue kerk bywoning nie. Jy moet verantwoordbaar staan. Hoeveel muntstukke was in hom? Hy het geld gesteel, Tannie is reg. Dit staan ook in die skrif. Ja. Hy was 'n werkmens. Ja. Tussen die ander. Alright, kom ons gaan aan. Vers 18. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Iniquity, dat ek dit nou net gesê, en het vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. En in Matteus 27 vers 18 staan dit nie so nie, maar dit staan basies so. Okay. So baie mense sê dit kontradikt, want in die evangelie skryf Matteus het anderster geskryf. Hy het homself gaan ophang. Dit is die reinlike waarheid. Maar as jy nou opgehang is en 'n rukkie later en 'n tou breek en jy val, gaan jou ingewande most probably uitstort. Okay. Ons is nog steeds by Judas. Ja. Net julle ons. Okay, en vers 19, en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond. En uit daai spesifieke woord uit sê hulle, kan 'n mens weet, ek verstaan nie eintlik presies hoekom hulle so sê nie, maar kan 'n mens weet dat Lukas nie 'n Jood was nie. Hy was 'n Romein. Nou, Tanika? Ja, hy was nog 'n feite. Ja.
of 'n Griek. Ek is nie seker wat hy was, maar dis hulle taal. 'n Griek. Ja. Ja. Ek sal 'n bietjie vir ons net mooi gaan kyk, maar hy was definitief nie 'n Jood nie. Ek dink hy's die enigste apostel wat nie 'n Jood was. Ja, hy was 'n pyler, was dit nie? En ander wat dit vir ons sê is ons kan ook Christene wees, want daar het hy al die posisie. Ja. Ja, God maak dit net oop. Ja, van die nuwe kerk, ja. Okay, vers 20. Ek wil net vir julle baie vinnig sê, want ek het dit weet nou, besef nou ek het dit hierbo gemis. Daar in vers 16, die 2 psalms wat julle net daar moet onthou. Kom dit nou nog, of hoekom dink ek nou? Okay, ek wil net sê in Psalm, in vers 16, die psalm wat hy aanhaal is Psalm 41 vers 10. Eintlik net wat ek wil sê, nou in vers 20 haal hy 2 psalms aan. As jy vir jouself wil neerskryf, hy haal Psalm 109 vers 8 aan, en hy haal Psalm 69 vers 26 aan. Na? Want Psalm 109 vers 8, soos by vers 20, na? En Psalm 69 vers 26. Dis die 2 psalms wat hy nou hier gaan aanhaal, na? Want daar staan geskrywe in die boek van die psalms, laat sy woonplek woes word, Psalm 69, en laat daar geen inwoners in wees nie. En Psalm 109 vers 8, laat 'n ander een sy opsienersampt neem. OK. Sien julle daar al Petrus weer aan. Hy was slim geweest met die psalms. Ek dink die psalms was sy favourite boek, dink julle so, want hy haal net uit die psalms uit aan. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uit gegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Okay, so hier gaan hulle nou 'n nuwe ou kies, sien julle die kriteria? Okay, so hulle moet saam met Jesus geloop het, hulle moet weet van die kruisiging, en hulle moes nou hierdie opvaar hemel toe ook gesien het. Dit is die kriteria, né? En dit is eintlik so half 'n definisie van die evangelie. Want dis die evangelie. Jesus se pad op aarde, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, hy het opgevaar hemel toe. Alright. Vers 23. En hulle het 2 voorgestel, Josef wat genoem is Barsabas, ek het altyd gedink Barnabas, so ek was verras om te sien dis Barsabas, met die bynaam Justus, en Matthias, dan die Magriet, en hulle het gebid en gesê, U Here, wat die hart van almal ken, wys uit hierdie 2 die een aan wat U uitverkies het. Alright, so wat doen ons baie keer vandag? Ons kies iemand, dan sê ons, Here, sal U asseblief die persoon seën? Maar ons sê nie, Here, wie wil U kies? So dit is 'n les wat ons kan leer. Ons kan die Here vertrou met sulke goed, want die Here sien nie vandag nie, hy sien oormôre ook. So hy weet hoe die pad gaan loop en watter eienskappe hy en watter mense nodig het. Okay, maar soos wat hulle dit in die Ou Testament gedoen het, dit was maar net hoe hulle dit gedoen het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, soos in die Ou Testament, en die lot het op Matthias geval. En ek sou ook nou nogal, as julle my gevra het, gesê dit het op Barsabas geval, want dis so ek het in my brein gehad het. So ek is ook verras om dit nou weer te raak te lees, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Okay. So ons kan nie sê ons besluit dit is Paulus nie Tanikal, want dit staan in die Bybel as Dollar 12:1 was, maar of dit in Openbaring Paulus se plek gaan kry, moontlik. Maar die Bybel sê dit nooit pertinent nie. Ja. Jy hoor nooit weer van hom. Jy hoor ook En dan die een wat die grootste invloed het, is Paulus. Ja. Alrede hoekom Ja, ek ja. en omdat hy Jesus gesien het. Ja. Hulle het niemand weet wat Jesus gesien het. Ja. En hy het die hele pad saam met Jesus eintlik gestap. Hy het hom net probeer vervolg in daai tyd. En maar julle moet ook onthou, Maria word nooit weer genoem nie, né? Dis ook die laaste wat ons van Maria hoor. En dan 'n ander belangrike ding wat ook 'n lekker ding is om net te sien, né? Nou staan ons lees ons nêrens vas verder, en Barsabas het hom gewip en nooit weer teruggekom kerk toe nie. Nou? Ons doen dit so baie, né? Jy kan 'n disipel wees, hy was heeltemal okay met die office wat God hom gegee het, om net die evangelie te gaan verkondig. God sit jou waar hy jou nodig het. Om op die einde van die dag is alles vir God se glorie.
tot jou wedergeboorte. Want as jy wedergebore word, gaan jy vir God se glorie getuig. Alles is vir God se glorie. Nou, so hy sal jou in die office sit waarin hy jou wil hê. Jy weet nie dan op Passion of Christ. Dit is 'n kaart. Maar toe Maria die moeder inkom na ons as seun, daai stuk in die tyd. Ja, dis baie. Ja. Alright.